Hoofstuk 31. Die boodskap ter harte geneem. Van die feeste af het Paulus op nog 'n sendingreis vertrek, met die hoop dat hy weer aan die tonele van sy vroeëre werk in Europa besoek sou kon bring. Terwyl hy 'n rukkie in Troas vertoef het, om die evangelie van Christus te verkondig, het hy mense gevind wat gereed was om na sy boodskap te luister. Later het hy van sy werk op daardie plek verklaar dat 'n deur vir my in die Here geopen was. Maar al was sy werk in Troas geslaagd, kon hy nie lank daar vertoef nie. Die sorg vir al die gemeentes en veral vir die gemeente te Korinthe het swaar op sy hart gerus. Hy het gehoop dat hy Titus in Troas sou ontmoet en van hom sou hoor hoe die woorde van vermaning en raadgewing wat hy aan die broeders in Korinthe gestuur het, daar ontvang is. Maar hierin is hy teleurgestel. Hy het later geskryf dat ek geen rus vir my gees gehad het nie, omdat ek my broeder Titus nie aangetref het nie. Dus het hy uit Troas vertrek en na Macedonië oorgevaar waar hy Timotheus in Filippi gevind het. Gedurende daardie tyd van bekommernis oor die gemeente te Korinthe het Paulus maar vir die beste gehoop. Nogtans het daar soms 'n gevoel van diepe droefheid oor sy siel gekom, uit vrees dat sy raadgewinge en vermaanings dalk verkeerd opgeneem is. Later het hy geskryf: In Macedonië het ons vlees geen rus gehad nie, maar ons is op allerlei maniere verdruk. Van buite was daar aanvegtinge en van binne verskrikkinge. Maar hy wat die nederiges troos, naamlik God, het ons getroos deur die koms van Titus. Hierdie getroue boodskapper het die goeie nuus gebring dat daar 'n groot verandering onder die gelowiges in Korinthe plaasgevind het. Talle van hulle het die onderrig in Paulus se brief aanvaar en hulle van hulle sondes bekeer. Hulle lewens was nie meer 'n verwyte vir die Christelike geloof nie, maar het 'n kragtige invloed ten gunste van praktiese godsvrug bygedra. Vol vreugde het die apostel weer aan die gelowiges in Korinthe 'n brief gestuur, waarin hy sy blydskap uitgespreek het oor die goeie werk wat in hulle verrig is. Al het ek julle ook deur die brief bedroef gemaak, is ek nie jammer nie, al was ek ook jammer. Terwyl hy deur vrees gekwel is dat sy woorde verag word, was hy soms jammer dat hy so beslis en streng geskryf het. Maar hy vervolg: Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, omdat julle bedroef was tot bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Die berou wat deur die invloed van goddelike genade op die hart veroorsaak word, sal die belydenis en versaking van sonde meebring. Sodanig was die vrugte, het die apostel gesê, wat in die lewens van die gelowiges te Korinthe gesien is, wat 'n groot ywer het dit in julle gewerk, ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing. 'n Tyd lank het Paulus 'n las op sy hart gedra vir die gemeentes, 'n las wat so swaar was dat hy dit skaars kon verdra. Valse leraars het geprobeer om sy invloed onder die gelowiges te ondermyn en om hulle eie leerstellingsplek van die evangelie waarheid op te dring. Die verwarring en ontmoedigings waarmee Paulus omring was, blyk uit die woorde dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Maar nou was een oorsaak tot besorgdheid weggeneem. Toe hy die tyding ontvang dat die brief van die Korintiërs goed ontvang was, het Paulus met vreugdevolle woorde gesê: Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is kan troos deur die vertroosting waarmee ons selfs deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig in ons is,
so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Maar, of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding, en dit laat sy werking blyk deurdat julle dieselfde lyding verduur wat ons ook ondergaan, en of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. In die blyke van sy vreugde oor hulle vernuide bekering en hulle groei in genade, skryf Paulus al die eer vir die verandering van hulle hart en lewens aan God toe. Maar God sy dank, roep hy uit, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Dit was in daardie dae gebruiklik vir 'n generaal wat oorwinnend uit die oorlog terugkeer, om 'n stoet krygsgevangenes met hom saam te bring. By sulke geleenthede is wierookdraers aangestel, en wanneer die leersee vuur in tuis gekom het, was die soete geur vir die gevangenes wat bestem was om te sterf, 'n reuk van die dood, wat aangedui het dat die tyd vir hulle teregstelling naby was. Maar vir die gevangenes wat die guns van hulle oorweldigers verkry het en wie se lewens gespaar is, was dit 'n reuk van die lewe, omdat dit vir hulle 'n teken was dat hulle vrylating naby was. Paulus was nou vol geloof en verwagting. Hy het gevoel dat die Satan nie oor die werk van God in Korinthe geseëvier het nie, en met lofwoorde het hy die dankbaarheid in sy hart betuig. Hy en sy medewerkers sou hulle oorwinning oor die vyande van Christus en die waarheid vier, deur met nuwe ywer uit te gaan om die kennis van die Heiland te verbrei. Die soete geur van die evangelie moes soos wierook deur die wêreld versprei word. Vir diegene wat Christus aanneem, sou die boodskap 'n reuk van die lewe tot lewe wees, maar vir diegene wat in hulle ongeloof volhard, sou dit 'n reuk van die dood tot die dood wees. Omdat hy bewus was van die geweldige omvang van die werk, het Paulus uitgeroep: Wie is tot hierdie dinge bekwaam? Wie is daartoe in staat om Christus op so 'n manier te verkondig, dat sy vyande geen regverdige rede sal hê om die boodskapper of die boodskap wat hy verkondig te verag nie? Paulus het verlang om die gelowiges bewus te maak van die ernstige verantwoordelikheid van die evangeliebediening. Net getrouheid in die verkondiging van die woord, gepaard met 'n rein, konsekwente lewe, kan die pogings van die predikante vir God aanneemlik en vir die siele heilsaam maak. Predikante van ons tyd wat gebuk gaan onder 'n besef van die grootsheid van die werk, kan gerus soos die apostel uitroep: Wie is tot hierdie dinge bekwaam? Daar was sommige wat Paulus weens die skrywe van sy eerste brief daarvan beskuldig het, dat hy homself aanbeveel het. Nou verwys die apostel daarna deur die lede van die gemeente te vra of hulle sy beweegredes as sodanig skat. Hy verneem: Begin ons weer om onsself aan te beveel? Of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig aan julle of van julle? Gelowiges wat van een plek na 'n ander verhuis het dikwels aanbevelingsbriewe van die gemeente waarvan hulle lede was, met hulle saamgeneem. Maar die vooraanstaande werkers, die stigters van daardie gemeentes, het geen aanbevelingsbriewe van hierdie aard nodig gehad nie. Die gelowiges te Korinthe, wat uit die aanbidding van afgode tot die geloof van die evangelie gelei is, was selfs al aanbeveling wat Paulus nodig gehad het. Hulle aanvaarding van die waarheid en die verandering wat in hulle lewens teweeggebring is, het ruim getuig van die getrouheid van sy arbeid en van sy gesag om raad te gee, te bestraf en as leraar van Christus te vermaan. Paulus het die broeders in Korinthe as sy getuigskrif beskou. Julle, het hy gesê, is ons briewe, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelike brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart.
Die bekering van sondaars en hulle heiliging deur die waarheid is die sterkste bewys wat 'n predikant kan hê dat God hom tot op die bediening geroep het. Die bewyse van sy apostelskap staan geskryf op die harte van diegene wat onder sy bediening tot inkeer gekom het, en die getuienis daarvan is in hulle veranderende lewenswyses. Christus word in hulle die hoop van die heerlikheid gevorm. 'n Predikant word deur hierdie seels op sy bediening grootliks versterk. Ons hedendaagse dienaars van Christus behoort dieselfde getuienis te hê as die wat die gemeente van Korintië van Paulus se arbeid afgelê het. Maar hoewel daar in hierdie eeu baie predikers is daar groot gebrek aan bekwame heilige predikante, manne wat vervul is met die liefde wat in die hart van Christus gewoon het. Hoogmoed, selfvertroue, liefde vir die wêreld, vitsig, verbitterdheid, afguns, is die vrugte van vele wat die geloof van Christus bely. In skerpe teenstelling met die lewe van die Heiland lê hulle lewens dikwels 'n treurige getuienis af van die aard van die geestelike arbeid waaronder hulle bekeer is. 'n Man kan geen groter eer hê as om deur God aanvaar te word as 'n bekwame evangeliedienaar nie. Maar diegene wat die Here met krag en welslaa in hulle werk seën, spog nie daarmee nie. Hulle ken hulle algehele afhanklikheid van hom en besef dat hulle van self geen krag het nie. Hulle sê soos Paulus: nie dat ons uit onsself bekwam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ook ons bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament. 'n Ware prediker doen die werk van die meester. Hy is bewus van die belangrikheid van sy werk en besef dat hy dieselfde verhouding tot die kerk en tot die wêreld het as wat Christus gehad het. Hy werk onvermoeid om sondaars na 'n edeler, hoër lewe te ry, sodat hulle die beloning van 'n oorwinnaar kan ontvang. Sy lippe is aangeroer deur 'n lewende kool van die altaar, en hy verhef Christus as die sondaars die enigste hoop. Diegene wat hom hoor, weet dat hy met ernstige, kragtige gebed tot God genader het. Die Heilige Gees het op hom gerus, sy siel het die lewende hemelse vuur gevoel, en hy is daartoe in staat om die geestelike dinge met geestelike dinge te vergelyk. Aan hom is krag gegee om die vestings van Satan neer te trek. Harte word gebreek deur sy voordrag van die liefde van God, en talle word gedwing om te verneem: wat moet ek doen om gered te word? Daarom, aangesien ons hierdie bediening het, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie, maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God aan. Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in dit wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. So het die apostel die genade en barmhartigheid van God vergroot, wat bewys is deur die heilige pand, wat aan hom as dienaar van Christus toevertrou is. Deur die oorvloedige barmhartigheid van God is hy en sy broeders in moeilike besoekinge en gevare bygestaan. Hulle het hulle geloof en onderrig nie gestel om by die begeertes van hulle toehoorders te pas nie, en hulle het ook geen waarheid wat noodsaaklik is tot die verlossing verswyg, om hulle leer meer aantreklik te maak nie. Hulle het die waarheid eenvoudig en duidelik aangebied,
en gebid dat siele oortuig en bekeer mag word. En hulle het getrag om hulle gedrag in ooreenstemming met hulle leer te bring, sodat die waarheid wat aangebied is, die gewete van elkeen sou aanspreek. Die apostel gaan voort. Ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die oortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons nie. God kon sy waarheid deur sondelose engele verkondig het, maar dit is nie sy plan nie. Hy kies mense, manne wat deur swakheid omgeef is, as werktuie in die verrigting van sy planne. Die kosbare skat word in erdekuike geplaas. Sy seëninge moet deur die mense na die aarde gebring word. Deur hulle moet sy heerlikheid in die duisternis van die sonde skyn. Julle moet die sondaar en die behoeftige met liefdevolle bediening ontmoet en hulle na die kruis toe lei. En in al hulle werk moet hulle die heerlikheid, die eer en die lof van hom toeskryf, wat bo almal en oor almal is. Met verwysing na sy eie belewenis het Paulus daarop gewys dat hy nie weens selfsugtige beweegredes die diens van Christus gekies het nie, want sy weg is met die beproewinge en versoekings besaai. Hy het geskryf: In alles word ons verdruk, maar ons is nie teneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam geopenbaar kan word. Paulus het sy broeders daaraan herinner dat hy en sy mede-arbeiders as boodskappers van Christus gedurig in gevaar was. Die ontberinge wat hulle moes verduur, het hulle krag uitgeput. Want altyd word ons wat lewe, het hy geskryf, oorgelaat in die dood om Jesus ontwil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees geopenbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Deurdat hulle weens ontberinge en arbeid liggaamlik gelei het, het hierdie dienaars van Christus aan sy dood gelykvormig geword. Maar wat in hulle die dood teweeggebring het, het geestelike lewe en gesondheid vir die Korintiërs gebring, wat deur geloof in die waarheid die ewige lewe deelagtig geword het. Om hierdie rede moes die Christene versigtig wees om nie die laste en beproewings van die apostels deur nalatigheid en ontrouheid groter te maak nie. En omdat ons dieselfde gees van geloof het, gaan die apostel voort, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek. Glo ons ook, daarom spreek ons ook. Omdat hy ten volle oortuig was van die werklikheid van die waarheid wat aan hom toevertrou is, kon niks Paulus ooreed om die woord van God bedrieglik te behandel of om die oortuigings van sy siel te verberg nie. Hy was nie gewillig om rykdom, eer of plesier te verwerf deur hom aan die menings van die wêreld te onderwerp nie. Alhoewel hy weens die geloof wat hy aan die Korintiërs verkondig het, gedurig in gevaar was om die marteldood te sterf, het hy hom nie laat afskrik nie, want hy het geweet dat hy wat gesterf en weer opgestaan het, hom uit die graf sou opwek en aan die Vader sou voorstel. Hy het gesê, dit is alles om julle ontwil, sodat die genade, wat groter geword het deur so baie mense, die danksegging oorvloedig kan maak tot die heerlikheid van God. Die apostels het die evangelie nie vir selfverheerliking gepreek nie. Dit was die hoop om siele te red wat hulle daartoe gelei het om hulle lewens aan hierdie werk te wy. En dit was ook hierdie hoop wat gesorg het dat hulle pogings nie weens dreigende gevare of werklike lyding staak nie. Daarom het Paulus verklaar, gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Paulus was bewus van die krag van die vyand, maar alhoewel sy liggaamskrag afgeneem het, het hy die evangelie van Christus nogtans onverskrokke verkondig. Met die hele wapenrusting van God gekleed, het hierdie held van die kruis die stryd voortgesit.
Sy opgewekte stem het verklaar dat hy 'n oorwinnaar in die stryd was. Met sy oog op die loon van die getroues het hy seëvierend uitgeroep: Ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alle oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Seer ernstig en hartroerend is die apostel se beroep op die Korintiërs om opnuut die ongeëwenaarde liefde van hulle verlosser te aanskou. Hy het geskryf: Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Julle ken die hoogte waarvandaan hy neergebuig en die diepte van vernedering waartoe hy neergedaal het. Nadat hy eenmaal die weg van selfverloning en opoffer ingeslaan het, het hy nie afgewyk totdat hy sy lewe gegee het nie. Daar is vir hom geen rus tussen die troon en die kruis nie. Paulus het elke punt breedvoerig bespreek, sodat diegene wat sy sendbrief sou lees, die wonderbare vernedering van die Heiland om hulle ontwil ten volle mag verstaan. Die apostel het Christus voorgestel soos hy was, toe hy nog met die Vader gelyk was, en saam met hom die aanbidding van die engele ontvang het, en toe het hy hom op sy weg gevolg, totdat hy die laaste dieptes van die vernedering bereik het. Paulus was daarvan oortuig, dat indien hulle daartoe gelei kon word om die verstommende opoffering te begryp wat die majesteit van die hemel gedoen het, alle selfsugheid hulle lewens verban sou wees. Hy het daarop gewys hoe die Seun van God sy heerlikheid neergelê en hom vrywillig aan die toestande van die menslike natuur onderwerp en hom toe as diensknegt verneder en selfs aan die dood, ja die dood van die kruis, Filippense 2 vers 8, onderwerp het, sodat hy die gevalle mensdom met die ondergang tot die hoop en vreugde van die hemel kon ophef. Wanneer ons die karakter van God in die lig van die kruis betrag, sien ons genade, tederheid en vergifnis met reg en geregtigheid gemeng. In die middel van die troon sien ons een wat in sy hande en voete en sy die merke dra van lyding wat hy verduur het om die mensdom met God te versoen. Ons sien 'n ewige Vader wat in ontoeganklike lig woon, maar wat ons nogtans deur die deugde van sy Seun ontvang. Die wolk van wraakneming wat ons met ellende en wanhoop gedreig het, openbaar in die lig wat van die kruis weerkaats word, die handskrif van God. Leef, sondaar, leef. Julle boetvaardige, gelowige siele, leef. Ek het 'n losprys betaal. Wanneer ons Christus betrag, vertoef ons op die oewer van 'n onmeetbare liefde. Ons probeer van hierdie liefde vertel, maar dit ontbreek ons aan die woorde. Ons dink aan sy lewe op aarde, aan sy opofferings vir ons, aan sy werk in die hemel as ons voorspraak en aan die wonings wat hy gaan berei het vir diegene wat hom liefhet. En dan kom ons net uitroep: O, die hoogte en die diepte van die liefde van Christus. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad en sy Seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Kyk, wat 'n groot liefde die Vader ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. 1 Johannes 4 vers 10 en 3 vers 1. In elke ware disipel brand hierdie liefde soos 'n heilige vuur op die altaar van die hart. Dit was op die aarde dat die liefde van God vir die mens deur Christus geopenbaar is. Dit is op die aarde dat sy kinders hierdie liefde deur onbesproke lewens moet weerkaats. So sal sondaars na die kruis gelei word